Daar is verskeie kerklike tradisies. Kerke, en as jy die naam hoor, het jy idee wat om te verwag in daardie kerk. En dit bly oor jare maar dieselfde. Maar in ons kerk het daar op 'n stadium iets ingrypends gebeur, wat die koers wat die kerk beweeg het en hoe hy gelyk het in die praktyk ingrypend verander het. In Pinkstertyd het dit gebeur, en ons gaan 'n bietjie vandag daarna kyk. Here, ons is bevoorreg om in 'n kerk te kan wees, waar daar mense is wat erns met U maak en U liefhet, en verantwoordelik met die Bybel omgegaan word, en waarin ons plek in die wêreld besef. En ons wil vandag aan U voete kom sit en by U leer hoe dit moet lyk. Wil U met ons praat? Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Dis Pinkstertyd. Ons gaan hierdie opwindende tyd aan voor die uitstorting van die Heilige Gees, daardie fase vooraf, die afwagting wat jy kry. En kom ons lees Handelinge 1, die eerste gedeelte van wat in die vroeë kerk in daardie tyd gebeur het. My eerste boek Theophilus het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin af tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel: moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het julle wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle 'n keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra: Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk van Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord: dis nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Die Bybel leer ons dat die Heilige Gees werk soos hy dit goed dink. Hy verras jou. Hy kom van plekke en op maniere wat jy nie kon voorsien nie. Jy kan dit nie beheer nie. Jy word wel oorweldig daardeur. Maar dis nie jy wat vir God voorskryf wat hy moet doen nie. Die Heilige Gees, leer hierdie gedeelte ons, het met krag gekom. En dit maak vir ons sin, want die Gees is die een wat ons verras. Hy doen groot goed, anders en beter as wat ons verwag. En hoe lyk dit waar die Heilige Gees kragtig werk? Nou, dit sal interessant wees, en party kerke sal vinnig nader staan en sê, ons sal julle wys. Die interessantheid is dat hierdie nie gaan oor hoe die Heilige Gees mense wil beïndruk nie. Amper soos iemand wat 'n vertoning lewer en indrukwekkende goed doen nie. Het is interessant dat hierdie gedeelte spesifiek gaan oor die Heilige Gees wat ons krag gee tot getuienis. Die woord krag is dieselfde stam as wat ons kry in dinamiet, die dunamis, die krag wat van die Gees kom. Dis iets indrukwekkends en dis iets geweldig groots. Maar die krag is nie maar net iets wat hy wys en ons beïndruk nie. Die krag is spesifieke krag wat ons help om getuies van Christus te wees. Dis duidelik nie maklik om 'n getuie te wees nie. Op jou eie sukkel jy. En dis hoekom hulle vir hulle hier gesê is, moenie jy probeer om in jou eie krag iets te doen nie. Dis te moeilik, dis te groot. Wag. En wanneer die Heilige Gees oor julle kom, dan gaan julle die krag hê om getuies te wees. 'n Getuie vertel van dit wat hy gesien gebeur het. En hy probeer nie mense sê wat hulle moet beleef of moet voel nie. Hy vertel doodgewoon vir hulle wat hy beleef het.
En dan kom die krag van die Gees daar, dat God 'n eenvoudige getuienis van iemand gebruik om iets dramaties in mense se lewens te doen. Pinkstertyd is 'n tyd wat in ons kerk vir ons geweldig belangrik is. En die rede is iets wat gebeur het in 1860. Nou in die tyd van Jan van Riebeeck tot vir 150 jaar lank het die Hollanders die land regeer. En die Hollanders het Hollandse taal oral gepraat, Hollandse kerke hiernatoe laat kom. Maar daar was nie baie geestelike belangstelling nie. In 150 jaar was daar net 5 gemeentes. En nie een van daai gemeentes was verder as 130 kilometer van die Kaap af nie. In 150 jaar 5 kerke. Sien, die mense in die Kaap is van allerhande lande gekom, van Frankryk en van Duitsland en dan uiteraard van Nederland, het in die land hulle eie taal begin praat, Afrikaans. Die Hollanders was glad nie tevrede daarmee gewees nie. Die Bybel was in Hollands gewees en hulle het wette gemaak wat kerke verplig het om net in Hollands met mense te praat. Maar dit is moeilik, want die mense praat Afrikaans. Hulle bid Afrikaans. En daarom het in die land daar 'n starheid in die godsdienst gekom. Mense het glad nie gebid nie, want jy moet in Hollands bid, maar jy kan net in Afrikaans bid, so dan jy liewer glad nie gebid nie. Verhoudinge was nie goed in die Kaap nie, veral verhoudinge met die ander rasse wat in ons land was. Daar was 'n stuk doodsheid, 'n biddeloosheid in die kerke gewees. En toe, vroeg in die 1800s, het die Britte die Kaap oorgeneem. En die Britte het onmiddellik vanuit Skotland predikante hier nou laat kom. Hier was hierdie gewellige tekort, daar was net geen predikante gewees nie. En deel van die Britse plan was om hierdie klomp predikante wat hulle ingebring het, te gebruik om die land te verengels. En net soos almal net eers Hollands mag gepraat het, het als Engels geword in die howe, in die kerke oral, moes mense Engels praat. Hierdie Skotse predikante, een van hulle wat gekom het, was Andrew Murray gewees. En hy het in 1822 hier aangekom. Maar Andrew Murray het 'n ander benadering tot die mense gehad. Hy het nie gekom om hulle Engels te leer nie. Hy het gesê, as ek invloed hier wil hê, dan moet ek die mense se taal leer. So hy het Afrikaans geleer toe hy hier kom. En hy het so ver moontlik in Afrikaans gewerk. In 1828, so 6 jaar na hy gekom het, is sy seun, sy jongste seun Andrew, ook Andrew, dieselfde naam as sy pa, hier gebore. En toe hy 10 was, het sy pa hom Aberdeen toegestuur in Skotland om sy skool klaar te maak. En hy het toe gesê, maar hy wil graag teologie gaan studeer en daarvoor is hy Nederland toegestuur. Hy wil graag die gereformeerde godsdienst in daai tradisie aangaan. Toe hy in die Kaap kom in 1838, is hy 20 jaar oud. Nou die reëls was gewees dat jy nie 'n dominee in 'n kerk mag wees as jy nie 22 is nie. En toe het hulle 'n plan gekry dat hy nie in die Kaap gaan bedien nie, maar die voortrekkers het toe pas weggetrek. Hulle het geen leraar wat saam met hulle is nie. En hy kry dit toe reg dat hy die leraar van die voortrekkers word. En hy is geplaas in Bloemfontein met 'n reuse area wat hy moes bedien. En vir amper 10 jaar het hy hulle bedien. Geweldig suksesvol. Die mense het ontsettend respek vir hom gehad. Hy het die kerk gevestig, hy het in die staat 'n groot rol gespeel in onderhandelings tussen die Britte en met die boere het hy 'n groot rol gespeel. En hy het Afrikaans aangeneem. Dit was die taal waarin hy gewerk het en bedien het ook. Rondom 1860 is hy na Wellington in die Kaap. Hy het 'n begeerte gehad, sy pa het dit al gehad, sy pa het vir meer as 30 jaar gebid daarvoor, dat hierdie starheid, hierdie doodsheid sal verdwyn in die kerk, dat die Here herlewing sal bring, dat hy mense se harte sal aanraak. Maar niks het gebeur nie, die mense bly biddeloos. Sonde is welig, daar's gewellige drankmisbruik, rasse wat met mekaar nie oor die weg kom nie. En so hou dit maar dit aan, die kerk is dood. En toe in 1860 is daar eenslag 'n gebedsbyeenkoms. En 'n jong meisie begin bid en sy bid vurig. En terwyl sy bid, kom almal wat by die gebedsbyeenkoms is, tot 'n radikale inkeer. En mense begin hulle sondes te bely, hulle huil voor God.
Die ouderling wat by die gebedsbijeenkoms is net langs die huis van Andrew Murray, hardloop na Andrew Murray toe en sê, hier is chaos, ek het hierdie mense gesê, hulle moet ophou, dis wanordelijk, is verkeerd. Andrew so ek kom kyk en hy kom na aan en dis wat hy aantref. Totale wanorde. Hy sê, mense, julle kan nie dit doen nie. Die kerk is 'n ordelike plek. Iemand kom na hom toe en sê, vir hom, maak net seker, dat hierdie nie dalk van die Here is nie. En hy dink en hy besef, maar alles wat hier gebeur, is soos die Bybel dit wil hê. Hier's egte sondebesef. Hier's opregte bekerings, mense wat na die Here draai en hulle lewens verander. En dit was die begin gaan wees van 'n herlewing wat na 4 groot dorpe in die Kaap uitgebrei het. Sodat dit Andrew Murray so beïnvloed het, dat hy skielik self anders begin preek het. Waar dit starre, vaste preke was, het daar skielik energie en lewe en diepte in sy preke gekom. En Andrew Murray beleef die herlewing waarvoor hy altyd gebid het. Daar kom geestelike diepte, daar kom bekerings, daar kom massas mense kerk toe. Hulle moet kerke groter bou. Hulle begin 'n opleidingsplek waarin 50 predikante opgelei word. In 'n enkele jare verander die hele kerklike omgewing. En dit het tot gevolg gehad dat in 1862 die gebruik begin is in die Kaap om Pinksterbidure te hou. Vir 10 dae voor die uitstorting van die Gees. Van Jesus se hemelvaart tot die uitstorting van die Gees, 10 dae, word Pinksterbidure gehou, wat ten doel het, geestelike verdieping, 'n keer na die Here, sondebesef, en elke keer saam met dit, mense wat getuig. Hy self kry 'n passie dat die kerk die middel moet wees waardeur God uitgebrei word, en het 'n ontsettende passie vir sending. Op 'n plek waar hulle 'n kerk uitbrei, groter maak, en hy het vir hulle gesê, op een voorwaarde, vir elke rand wat julle gee, of vir elke sent wat julle gee, vir die bou van die kerk, moet julle 'n sent vir sending ook gee. En dit het tot gevolg gehad, dat daar 'n dramatiese uitbreiding van die kerk was. En dis wat gebeur, wanneer die Heilige Gees kom. Die Heilige Gees help ons om te getuig, maar nie in ons eie krag nie. Die Heilige Gees neem beheer van ons. En jy weet dis eg, want mense se lewens verander. Hulle keer na God. Die Bybel word belangrik, gebed word vir hulle belangrik. En dit mag ons nie verloor nie. En dis dalk van die toetse wat ons kan aanlê. Hoe eg is ons geestelike lewe? Hoeveel diepte is daar? En dit word basies aan 3 dinge gekoppel. Erns met die woord, 'n obsessie om tyd in die Bybel te spandeer, 'n honger na die Bybel, 'n vrymoedigheid om te bid, 'n angstigheid om meer te bid, beter te bid, en die vermoë om die evangelie te deel met mense. Hierdie dinge sê ons nie omdat ons dit reg kry nie. Ons kan nie die standaard verlaag as ons daarmee sukkel nie. Hierdie dinge sê ons omdat dit is wat die Bybel ons leer. Dis presies wat in Handelinge 1 vers 8 gebeur het. Hulle het getuies geword van God se wonderlike dade. En kom ons bid in hierdie tyd dat iets van daardie geestelike verdieping, daardie honger, daardie mooiheid deel van ons sal word. Kom ons besoek weer ons wortels. Hierdie is 'n baie belangrike deel van ons kerk se styl en tradisie. Kom ons bid die Here vir opnuut 'n draai na hom, 'n begeerte om hom te volg. Here, dis vir ons so voorreg om U te ken. U Gees is die een wat ons dryf. Dis U wat ons dryf. Dankie daarvoor. En help ons in hierdie tyd om na U te draai, opnuut ons verhouding met U te vertroetel, te beskerm, te verdiep. Dankie dat U ons sal help. Amen.